Kom ons lees saam uit Matteus 26. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane en hy sê vir die disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. En hy kom toe by die disippels en vind hulle aan die slaap en hy sê vir hulle, Petrus, so was julle dan nie 'n uur in staat om saam met my te waak nie. Waak en bid, dat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan nie, dat ek dit nie drink nie, laat U wil geskied. Toe kom hy en vind hy hulle weer in die slaap, want hulle oë was swaar en hy het hulle met rus gelaat en weer vir die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Daarop kom hy by sy disippels en sê vir hulle, slaap maar voort en rus. Kyk, die uur is naby, die seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. Staan op, laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. Tot sover. Wat doen jy as jy regtig begin swaar kry? As jy gestres is? As jy moedeloos begin word? Ons almal het 'n plekkie waarna toe ons gaan. Gaan slaap jy. En bly jy wakker, deur die nag van bekommernisse, werk jy planne uit, begin jy vreeslik te eet. Hou jy op om te eet. Vergeet jy om te eet. Gebruik jy 'n bietjie LSD, long slow distance. Dis verslawend. Dis om wat is soos 'n lang stadige stap of 'n fietsrit of 'n draf. Netflix en bier jy. Ons almal het 'n plekkie. 'n digter het gesê, ons almal het 'n huis weg van die huis af. Is die plek waarin ons toevlug neem. Sodat ons net 'n bietjie kan wegkom en dat ons kan energie kry. Krag kan kry, dat ons weer ons probleme en uitdagings van die lewe in die gesig gaan staar. Nou, Jesus het ook moeilike tye gehad. En hy het ook 'n plek gehad. Ons vind in hierdie gedeelte wat ons lees, dat hy nou op 'n plek is wat hy skielik sy gehoor verloor het. Sy volgelinge luister nie meer na hom nie. Daar's fopnuus besig om te versprei en 'n klomp van hulle verlaat hom. Sy disippels verstaan hom nie meer lekker nie. En hulle is nie daar vir hom nie. Hulle laat hom nou in die steek. Hy het hulle baie nodig, hulle is nie daar nie. En daar's een van hulle aan wie hy baie naby is, wat hom gaan verraai, en hy weet dit. En dan sal hierdie groot magte aan het werk, die politiese en die godsdienstige leiers, wat nou genoeg het van Jesus, en hulle wil nou ontslaa raak van hom. En al hierdie goed wat nou met hom gebeur het 'n groot effek op hom. Hy's benoud. Hy belewe angs. Hy's bedroef, hy's hartseer. Hy's eensaam. Almal sy naaste disippels is nie meer daar vir hom nie, hulle ondersteun hom nie. Ja, is die lewe van Jesus nie maar ons lewe nie. Het dit al met jou gebeur? Dat jy so in staat gemaak het op 'n instansie, wie se verantwoordelikheid dit is, wie se plig dit is om jou te help en ondersteun, en hulle is nie daar vir jou nie. Jou beste vriend, jou in die rug steek. Skielik, alles net verander en verdwyn in die ondersteuning wat daar was, is nie, sulke goed gebeur met ons almal, en dit het 'n effek op ons. Jesus gaan na 'n plek toe. Nou dikwels is die plek waarna toe ons gaan 'n fisiese plek om ons te vat na die plek toe waarin ons wil gaan in ons binneste. Sy plek is na God toe, na die Vader toe. Dawid het daai plek gevind
En hy het gesê, ek sal tot die Here sê, my toevlug. Dis my plekkie waarna toe ek gaan, na God toe. En wat doen ek daar? Ek bid daar. Dit is wat Jesus gedoen het. En hy gaan na die plek toe, hy vat sy disippels saam om te wys vir hulle, dit is wat jy doen as jy in moeilikheid is, en dan help hulle en wil hulle leer hoe om te bid. Hy is oortuig daarvan dat hulle dit kan doen, wat hy kan doen. Die disippels het ook agtergekom, dis Jesus se geheim, dis die gebidtery. En daarom vra hulle hom ook, leer ons asseblief om te bid. En Lukas sê vir ons, hy het ook aan hulle gelykenisse vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos moet word nie. Dit is hoe die manier waarop daar gehanteer word met die moedeloosheid, met die omgekraptheid, met die chaos wat jy in jou binneste sit. Gaan na jou plek toe en bid. En kyk net wat gebeur met Jesus. Die Griekse woord wat Lukas gebruik vir swaar kry, dat hy beangs geword het, is agonia. Kan jy hoor waar agony vandaan kom? En hy sit hierdie stryd in hom om, hierdie negatiewe energie van bekommernis, van angs, van eensaamheid, word omgesit in aanvaarding, aan groot vrede en hoop. Alhoewel niks van sy omstandighede verander het nie, het alles binne in Jesus verander. En hy nooi ons uit na so 'n lewe toe. En ons kan hom volg, veral op 3 maniere in hierdie gedeelte wat ons leer. In die eerste plek, in sy kwesbaarheid. So wat beteken dit om kwesbaar te word? Of te wees? Dit beteken onder andere dat jy moet kontak maak met jou realiteit wat baie swaar is en sleg is vir jou. Jy moet dit erken. En dan moet jy jouself toelaat om dit te voel. Jy moet in kontak kom met jou gevoelens. Wat voel ek regtig daaroor? En dan moet jy dit verbaliseer. Jy moet dit sê. Dit is hoe ek voel. Dit is presies wat Jesus gedoen het. Sy omstandighede was nie goed nie. En hy draai na sy disippels toe en hulle sê vir hulle, my siel is diep bedroef en ek is benoud. En dan vra hy vir hulle, wees asseblief nou saam met my. Bly net hier, wees wakker, saam met my. Wat 'n kwesbaarheid. Jy weet dat om te dink dat Jesus sê, ek het julle nou baie nodig, asseblief. Dat Jesus sê, dit gaan nie goed met my binnekant nie. Ek is angstig. Ek is benoud. Het jy so 'n beeld van Jesus? Kan jy dink dat Jesus so is? Dit is baie belangrik, want dit sal sekerlik 'n groot effek hê op, as jy sy volgeling is, waarna toe jy sal wil gaan, of waarna toe jy jouself na toe sal wil toelaat. Ek het 'n baie interessante artikel gelees van 'n groot geleerde, waarin hy Sokrates en Jesus met mekaar vergelyk. En dis baie interessant, hulle het soveel in gemeen, en hulle gaan deur soveel wat dieselfde omstandighede, maar hulle hanteer dit totaal anders. Sokrates byvoorbeeld, aanvaar sy lotgelate. Ek meen, hy het net soos Jesus in opstand gekom teen die bestaande bestel, en skielik draai almal teen hom. En daar's 'n verhoor, en die oppergesag, hy is voor hulle om verantwoording te doen, en hy word ter dood veroordeel. Hy aanvaar dit gelate. Hy is nie ontstel deur die verraad van sy vriende naby aan hom nie. Anders is Jesus. Hy is nie bang toe hy die gif moet drink en moet sterf nie. Hy het vrede gemaak met die dood, en sy kop het hy goed uitgewerk van wat gebeur met jou as jy doodgaan. Hy glo dit, en hy's eintlik 'n toonbeeld van 'n geweldige ontwikkelde, selfgeaktualiseerde mens teenoor Jesus, wat luid met 'n groot geroep op die kruis in angs uitskreeu en roep na die Vader, wat ook kan verlos van die dood wat hy moet sterf.
Hy is ontstel oor sy disippels, hy is eensaam. So Jesus hanteer dit heeltemal anders. Maar daar is 'n groot verskil in die dat Sokrates het nie gehuil oor Athene nie, maar Jesus het gehuil oor Jerusalem. Weet, en is 'n mens regtig emosioneel volwasse as jy afgesny is, dat niks jou kan ontstel en jou kan raak nie. Dis natuurlik die beeld wat ons het van hoe ons onsself moet projekteer en wat die goeie lewe is, dat ons sonder moeite die lewe kan hanteer. Ons lewe is altyd by mekaar. En ek's gelukkig, ek's nie eensaam nie, ek het baie vriende, ek het nie groot behoeftes nie, ek is vervulde mens. Jesus gee vir ons 'n ander beeld, diep en eg mens. En as ons onsself toelaat om te voel, dan gaan ons harte gebreek word. Dis hoekom C.S. Lewis gesê het, as jy nie jou hart wil laat gebreek en jy moenie lief hê nie, want jou hart gaan gebreek word. Johannes van die Kruis het hierdie idee van die geestelike weg en sê, dat ons weg begin gewoonlik, en moet begin by neem kennis van Jesus. Leer hom ken, wie was hy, wat het hy gesê, en dan probeer jy hom naap, volg hom, probeer doen wat hy gesê het. En wanneer jy so eentjie op hierdie pad gevorder het, is jou tweede groot stap, om die motief van Jesus te begin volg. Nie net wat hy gedoen het nie, maar hoekom hy dit begin doen het, sy selfloosheid te begin navolg. En dan sê Johannes van die Kruis, sal die kruis jou vind, in sy groot gedig, Cento Kamel. Die kruis jou vind, lyding sal jou pad langs kom, jy gaan begin swaar kry. So as jy 'n spiritualiteit het, wat jou immuun maak, wat jou nie meer laat voel nie, wat jou gelykmatigheid gee en 'n vastigheid gee, sal Johannes van die Kruis sê, nee, jy het 'n skans gebou. Jy is besig om weg te kom van jou diep menswees af, om te kan voel, om diep daarmee te kan omgaan. Wat doen die disippels? Hulle reageer, miskien aan die ander kant van die spektrum van Sokrates, emosionele exhibitionisme, hysteries, hulle veg, hulle laat die emosies net deur hulle gaan, en word oorgeneem deur hulle emosies. Hulle vlug, hulle gaan slaap, en is baie interessant hoekom hulle geslaap het. Uit hulle sorge uit, hulle moedeloosheid uit, het hulle aan die slaap gerig. Dis 'n manier van ontken, ontvlug. En dis maar wat ons almal doen, deur baie positief te raak en sê, bly net positief, sê net alles positief, bely die Bybel, sê net wat reg is en wat goed is. Moenie negatiewe emosies toelaat nie. Is nie die pad van Jesus nie, is nie die pad van die psalms nie. Dit is om te erken, te voel, dis swaar, dis seer. Het help nie om te ontvlug vir my, of om te verdoof nie. Dis die boodskap. En jy doen dit, die tweede groot ding waarin ons Jesus kan volg, met 'n ingesteldheid van afhanklikheid, van vertroue op die Vader. Jesus sê, my Vader. Hy lewe met hierdie bewussyn, en seker na sy doop, waar hy die stem gehoor het uit die hemel uit, wat vir hom gesê het, jy is my geliefde kind, het hy met hierdie diep bewussyn, onder alles wat in die lewe gebeur, deurgegaan, dat hy geliefd is, dat hy 'n kind is, hy weet wie hy is, en hy weet wie sy Vader is, en wat beteken 'n Vader? Is dit nie die plek waar hy huis is nie? Is dit nie die plek van beskerming nie? Is dit nie die plek van toevlug nie? Waarin ek altyd kan gaan, altyd welkom is? Is dit nie die plek van wysheid en kennis en insig? Waar daar vir my gesê kan word, wat is eintlik reg en wat is goed, want ek weet nie altyd nie. Dit beteken 'n wegdraai na die Vader toe, en 'n wegdraai van die self af en die sorge. Dis net om by daai plek te kom, waar daai bewussyn verskerp word,
wat jy net weer 'n diep belewenis in jou binneste het, maar hy is my Vader, en hy is saam met my. Psalm 131 sê Dawid, vers 2, dat ek my siel tot bedaring gebring het, en ek het hom stil gemaak, en my siel is nou soos 'n gespeende kind by sy moeder. Wat 'n beeld. Ek rus nou net by hom, 'n gespeende kind. Ek is nie daar vir melk nie. Ek is nie daar vir iets nie. Ek is net daar vir hom, om by hom te wees. Wat anders? Hoe kragtig is dit nie? As 'n kind ontsteld is, as hy net geneem word, vasgehou word en vasgedruk word. En dis die belewenis, dis die plek. Die disippels is in die slaap. Hulle is onbewus van die groter realiteite van die lewe. Van wie hulle is, van wie hulle Vader is, van wat nou besig is om te gebeur, verby dit wat hulle kan sien. Hulle is ook diep ontsteld, hulle verloor hulle werk, hulle weet nie of hulle ook nou vervolg gaan word nie, soos wat hulle agter Jesus aan is, kan hulle dalk agter sy volgelinge ook aangaan, en hulle is ingekeer op hulle self, behep met hulle eie pyn, en dit wat met hulle besig is om te gebeur, en niks anders maak saak nie. Hier was die uitnodiging, beweeg, draai. En dis iets wat geleer moet word. En die derde groot ding wat ons kan doen, is iets wat baie kan help met hierdie beweging om met hierdie ingesteldheid te kan leef. Dis herhaling en oorgawe. Wat leer ons van Jesus se gebed? Hy het weer vir die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gebruik. Nie soos ek wil nie, maar soos U wil. So as twee groot goed, herhaling en oorgawe. Die Bybel is nie teen herhaling nie, en Jesus is ook nie teen herhaling nie. Hy is teen ydelike herhaling. Matteus 6 vers 7. Ydelike herhaling. Met ander woorde, deur woorde te gebruik wat jy nie eintlik bedoel nie. Klakkeloos net woorde te sê en te herhaal. Maar in die tradisie van die kerk is daar 'n ryk geskiedenis van hoe Christene van vroeg af hierdie opdrag van Paulus ook om te bid sonder ophou en Jesus se lering dat ons moet bid sonder ophou en ook hierdie voorbeeld van herhaling, is daar maniere van bid ontwikkel en het maniere tot stand gekom wat nou eeue oorleef het en deur miljoene Christene op aarde beoefen word. En dis die gebruikmaking van 'n kort gebed wat jy net herhaal, saggies en teer, nie met geweld nie met willing, not willful, net saggies, by jouself. Voorbeelde hiervan is byvoorbeeld in die ortodokse tradisie word die gebed Jesus Christus, wees my genadig. Is 'n kort weergawe van die sondaarsgebed wat ons vind in die Nuwe Testament. Herhaal die Christen meditasie groep, beweging oor die wêreld gebruik die woord Maranatha. En soos ons lees van leiers deur die geskiedenis, groot invloedryke gelowiges, soos byvoorbeeld Francis van Assisi se gebed was, my Here en my God. Net saggies aan mekaar te herhaal. En die belewenis is, hoekom hou mense aan om met so 'n mantra te leef? Is dat dit 'n groot effek op jou lewe het. Dat dit deel is van die verstilling, waarvan Dawid praat, hy reg gekry het en hy gedoen het met sy siel, is iets wat plaasvind deur met so gebed te leef. Jy kan net 'n paar minute in die oggend vat, dit te vestig, en dan deur die dag so dikwels soos wat jy dink daaraan, dit te bid, en vir oomblikke en tye wat jy daarin kan spandeer. Ek het 'n vriend wat sy horlosie gestel het, en elke uur, as die alarmpie afgaan, dat hom net weer 'n herinnering is, en dit hom help om terug te keer, en om op hierdie manier die gebed van die hart te vestig. Want wat jy uitvind is, as jy dit vir 'n tyd doen, dat jou hart begin te bid. Jy kry jouself bid. Jy vang jouself. Daar is dit besig om dit te bid. Terwyl ek besig is met ander goed, kom ek agter.
En daar is 'n gesegde in die ortodokse tradisie, werk met die hande, bid met die hart. Dis iets wat gelyktydig in die agtergrond van jou lewe begin plaasvind die heeltyd. En dan is daar die gebed van oorgawe. Die daad van oorgawe wat gepaard gaan met 'n belydenis, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Nou, wat ek baie aan gedink het is dat ek wonder hoekom was Jesus so bang? Hoekom wou Jesus nie die dood vir my? Maar nadat ek daaroor gelees het en wat ander geleerdes daaroor sê, begin ek te dink Jesus wou dalk nie die dood vir my nie. Maar hy was in versoeking gewees. En wat was die versoeking? Om nie in liefde dood te gaan nie. Om te reageer teenoor die onreg. Met bitterheid, met geweld, met 'n diepe wrok te sterf. Dit was die versoeking. So, dit was nie die dood nie, dit was die manier van die dood wat Jesus van wou wegkom. En hy het op 'n plek gekom waar hy besef het en gesê het nie soos hy wil nie. Hy glo dat die Vader hom sal versterk en dit is wat gebeur het. Toe sy omstandighede nie verander nie en dit die beker is wat hy moet drink, toe kom 'n engel en versterk hom. En dit is wat Paulus ook sê, ons sal nie bo ons kragte versoek word nie, dat God sal vir ons die krag en die vermoë gee van die beker wat ons pad langs kom, wat ons moet drink. Om oor te gee. En is wanneer daai oorgawe kom om te sê, maar nou aanvaar ek dit. Dit gaan nie gebeur soos wat ek wil hê dit moet gebeur nie. In die lewe werk glad nie uit soos wat dit vir my, maar ek sê nog steeds, Vader, ek vertrou hom, hy weet beter, ek vertrou hom, hy is hier vir my. Ek vertrou hom, hy is lief vir my. En ek laat my wil gaan. As jy vandag baie ontsteld is en ongelukkig is, wil ek jou afvra of dit nie te doen het met een van 3 goed nie. Jy kan nie nou kry wat jy wil hê nie. Daar's mense wat goed van jou dink, wat jy nie wil hê hulle moet van jou dink nie. En dan is daar goed wat jy wil doen en reg kry wat jy nie kan reg kry nie. En is dit nie waarop al die versoekings neerkom uiteindelik nie. Maar dit is om daai begeerte, met ander woorde, na mag en na beheer, dat ek kan doen wat ek wil doen, te laat gaan. Die begeerte na gemak en sekuriteit. Want ek wil dit hê, ek wil dit kry, en as ek dit nie kry nie, het ek nie die lewe wat ek wil hê nie. Om daai begeerte laat gaan, die begeerte na aanvaarding en ook erkenning van ander mense te laat gaan. Ek het dit nie nodig nie. Ek het regtig nie hierdie goed nodig om my lewe te kan leef nie. Ons glo dit. En dit bring vir ons hierdie diep ongeluk. En wanneer ons dit kan doen, dan ervaar ons hoe ons in staat gestel word, vrygemaak word, in die omstandighede waarin ons is, om te kan aangaan met die lewe. So ek weet nie waar jy is nie. Jy word uitgenooi na iets toe. En miskien is dit beter om net te dink aan een ding. Jy weet, is dit dat my toevlug, dat ek net daar moet begin om na God toe te draai? Is dit 'n Vader te vestig? Is dit om 'n herhaalgebed? Een ding te fokus. Wat is die een ding wat jy moet doen? En hoe vestig ons 'n nuwe gewoonte? Hoe kry ons reg om iets te doen? Daar is 3 goed wat ek hoor of dit so is. As jy iets wil begin wat jy nog nie nou doen nie, dan moet jy kennis kry daaroor. Lees daaroor. Google, YouTube. Wat ek moet kennis kry. Maar dan, dit help nie. Soos om byvoorbeeld te wil fietsry, het help nie net om alles te kyk en jy moet dit begin doen. Begin om dit te doen. En is baie belangrik, doen dit saam met iemand wat dit kan doen en wat dit al gedoen het. En dit is 3 eenvoudige maniere waarop ons in staat gestel word om te kan begin te ervaar van dit wanneer toe ons uitgenooi word. Kom ons doen 'n gebed saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die lewe wat U geleef het. En baie dankie dat U vir ons uitnooi tot daardie lewe toe, die ware lewe.
Maak ons oë oop om te kan sien. Help ons om ons storie in U storie te vind. En help ons om daai pad saam met U te stap. Ons dank U daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van die Here Jesus, die liefde van God en die gemeenskap van die Gees, wees en bly met elkeen van julle. Amen.